Hallo daar, goeiemôre, good morning en baie welkom hier saam met ons. Baie dankie vir daai lied in die hart, soos gewoonlik. Dit is amptelik die laaste week van die kortste maand van die jaar. En ons het soos gewoonlik weer 'n propvol program. Propvol inderdaad, maar ek moet net sê, het jy 'n verruklike naweek gehad? Hoe was dit gewees? Dit was baie kort geweest, dankie Pieter en joune. Nee wat, dit was baie lekker. Jy weet, ou beplanne ou se naweek en jy dink jy gaan rustig wees en dan is daar vriende wat jou verras en dan sê hulle, man, ons gaan jou van die een kant na die ander kant van die land toe vat. En dit alles binne 'n kwessie van 2 dae. So ja, ek het byvoorbeeld die kort en lank was, ek het Saterdagoggend wakker geword in Pretoria. Ek het die aand aan die slaap geraak in Nysna. Die volgende oggend was ek weer in Uniondale. Klink vir my net luks. Van die een kant na die ander kant, so aan daardie vriende vir my wil ek net sê, hou die blink kant bo vir die res van die week. Wie is hierdie vriende? Ek wil ook met hulle bevriend word. Els, ek gaan vir jou voorstel in hierdie Baie dankie. verruklike vriende. Ja nee, baie ook wat aan betref die program in sy gewende gesprekke wat voorlê. Ons fokus op kunsmatige intelligensie en neigings wat die wêreld so gereeld aan die grond set. Thys kom bespreek 'n paar van die belangrikste geldsake waarvan ons moet weet en wat vir ons voorlê na die einde van die maand toe. Ons fokus op gesondheid wanneer ons oor suiker en versoeters gesels. Dan vind ons ook 'n bietjie uit wat gaan gebeur by die Randfontein Goue Fees. En ons kunstenaarsvriend vir die oggend is Arnie Jordaan wat sy nuwe enkelsnit en musiekvideo met ons kom deel. Maar vir eers weer 'n paar interessante en lekker oggendpraatjies. Pieter, kyk, die meeste van ons het nou al in een of ander stadium 'n aksiefliek gekyk. Ja. Met een of ander waaghalsige toertjie of die sogenaamde stunts in. So ek het gewonder of daar iets spesifiek is wat jy sal wil probeer. Nou moet ek baie Tom vinnig dink. Cruise nou al, jy weet, Ja, hy het al verskillende goedjies gedoen. ek dink ek sal maar bly by uit 'n diensbare vliegtuig uitspring of so iets. Met 'n valskerm. Met 'n valskerm. Wanneer dit by hoë geboue en daai tipe goed kom, het ek bietjie hoogtevrees om in 'n vliegtuig te sit, glad nie. Ja. Wanneer dit by motorfiets en daai goed kom, is ek ook maar eerder 'n bang Jan as 'n dooie Jan. So ja, ek weet nie, ek het nie 'n idee nie. Als is daar ietsie wat jy graag sou wou doen? Man, ek gaan jou nou vertel van 'n interessante storie. Vertel. Want 'n Italiaanse vlieënier, Dario Costa, het onlangs geskiedenis gemaak deur met 'n vliegtuig op 'n bewegende trein te land. Kan jy dit nou oor vertel? Nou Costa het met 'n Zivco H540 vliegtuig op die laaste trein waarvan die trein geland, voordat hy weer opgestyg het. Hy beskou die prestasie as een van die mees uitdagende en veel eisende pogings van sy loopbaan. Costa sê daar was soveel veranderlikes om in ag te neem, maar hy sê die moeilikste was om te leer om op 'n baie klein bewegende aanloopbaan te land, terwyl jy niks kan sien nie en bloot op jou kognitiewe en vaardighede as vlieënier moet staatmaak. Ek bedoel, ek kan myself net nie indink hoe dit moet wees nie. Die gevaarlike mylpaal het egter jare se beplanning en opleiding geverg, terwyl Costa en sy span al in 2024 begin voorberei het. Dit was glo onmoontlik om gereeld met behulp van bewegende treine te oefen, en daarom was gevorderde simulasietegnologie en beheerde grondgebaseerde repetisies baie belangrik. Asof die bewegende trein, wat teen 'n spoed van sowat 120 km/h beweeg het, en die kort aanloopbaan nie genoeg was nie, moes Costa ook swaar turbulensie van die trein en veranderende lugsnelhede hanteer. En kyk, dit het my toe nou laat dink aan daai liedjie Volare, wat ons nou fly beteken. Ja. Maar ek meen, ek kan myself regtig nie indink dat jy so iets moet uitvoer nie, maar wonderlik, ek meen, wat sal 'n mens vir hom sê? Bellissimo. Bellissimo, en ek wil net sê, ek haal my hoed af vir Swimmend, want weet jy hoe moet hulle gebruik maak van presies wat hy gesê het? Ja. Daai 6de sintuig, al die instrumentasie en goeders wat hy so moet vertrou, en daai veranderlik is om in ag te neem. Gonnaatjie Piet, nee, well done. En wat natuurlik, as geen verrassing kom nie is, Red Bull. Dit word altyd geassosieer met aksie en met die vreemdste goeders wat ou nooit gedink het regtig humanly possible is nie, maar daar is hy. En in die geval werklik met wings. Ja, jy weet? wings gegee. Also, sou jy sê jy's iemand wat daarvan hou om selfies te neem met jou slimfoon? Ek het baie lanklaas, maar ja, ek het al.
Want soms, jy weet, help dit wanneer die fotograaf nie noodwendig so moeilik is. En ek is een van daai mense wat gewoonlik wanneer iemand 'n foto neem sal sê bietjie op, bietjie af. Weet so. Dit is nie maar almal so nie. So selfies, ja, dit het 'n plek. En as jy 'n selfie neem, hou jy daarvan om die foon om te draai dat hy soos wat jy gewoonlik van iemand se foto's neem, dat jy nou maar korrel en hoop jou selfie kom uit, of draai jy jou skerm dat jy daarom kan sien wat jy afneem? Ek is nog, wat noem mense dit, old school. Jy draai hom Ek om. hou nie van my arm in die skoot nie. Dit lyk nie vir my goed nie, maar die gehalte is gewoonlik beter. Okay, ons kan nog 'n bietjie daaroor gesels, maar Hoekom vra jy? ek het vir jou baie interessante nuus, want hulle het nou gesê die ruimtevaarders kan vir hulle selfoontjies saamneem. Ek het gedog dit was al so. En dan mag hulle ook nou maar selfies neem daarbo. Ja? Ja, kan jy dit nou dink? NASA het sy maatreëls verslap en gaan ruimtevaarders nou toelaat om moderne slimfone, wat met iPhone sal begin, saam met hulle in die ruimte in te neem. Die administrateur van NASA, Jared Isaacman, het die verandering aangekondig en gesê die toestelle sal ruimtevaarders help om persoonlike oomblikke vas te lê en hoë gehalte foto's en video's vanuit die ruimte te deel. Gaat hulle opvang sê. Dit volg nadat ruimtevaarders voorheen op ouer toerusting soos die 2016 Nikon of Nikon DSLR en GoPro's moes staatmaak. Die goedkeuring van slimfone het vereis dat NASA sy streng en komplekse maatreëls en prosesse hersien wat op 'n noemenswaardige bureaukratiese verskuiwing vir die agentskap neerkom. Alhoewel dit 'n historiese stap is wat ruimtevaarder dokumentasie betref, was daar eintlik al reeds iPhones wat voorheen saam in die ruimte was. In 2011 was 2 iPhone 4 modelle aan boord die pendeltuig Atlantis en vir eksperimente op die internasionale ruimtestasie gebruik. Terwyl slimfone al vir ongeveer 'n dekade deel van kommersiële ruimtevlugte is, maar nou ja, dit beteken ook dat beeldmateriaal wat met selfone vasgelê word binnekort deel van die ruimtevaartgeskiedenis sal wees. Hoe lekker is daai? Ek dink dis baie goed. Ek dink dan moet 'n mens nou net 'n meer gevorderde iPhone hê as die iPhone 4, jy weet. Maar ja, ek dink dit kan dit 'n bietjie meer van 'n persoonlike ervaring ook vir die ruimtevaarders maak. Ja, en nou gaan jy nie meer wonder of dit nou KI of whatever dit was nie, maar ek sal nogal like om te sien wat die ouetjies doen daarbo in die ruimtetuie en so aan. Die lekker ding daarvan is natuurlik, jy het nou verwys na die Nikon kamera wat gebruik is. Ek dink in hierdie geval kan, jy weet, ek weet daar's verskillende opinies oor iets soos filters. Ja. Maar ek dink wanneer dit dalk nou nie te lekker lyk nie, kan dit so 'n bietjie aangepas word, jy weet. En nou perfekte selfie daar uit die ruimte uit kry. Ja. Nee. Ja. Ek sal daarop lekker gespeel het, want as ek nou dink aan die swaartekrag dingetjies en al daai lekker dingetjies, dan dink ek net, wat gebeur? Wat gebeur? Ek wil vir julle wys, 'n druppel kan regtig dryf in die lug. Maar kyk, jy lyk baie deftig vanoggend. Dankie. Jy sal net so deftig lyk in een van daai ruimtepakkies. Dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Nou bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy is natuurlik ingeskakel nêrens anders nie as by Goeiemôre, Good Morning.